Ja, Colin Serfontein kry die slegte nuus vir sy pro-Russiese narratief. Nou kom ons luister gou na Colin. Ons luister na sy reaksie toe hy hierdie slegte nuus gekry het, dat Viktor Orban die Hongaarse verkiesing met 'n 2/3 meerderheid verloor het. Nou kom ons luister gou na hom. Alright, het lyk my Orban het verloor. Daar kak Hongarije. Okay. Ja, nee, dis sad hoor. Maar laat die mense maar kry waarvoor hulle stem hoor. Hey, ek is sad hoor. Oor Hongarije. Jammer, daar gaan hy. Volgende en wat gaan fucking val is Polen. Daar hulle het nog nie immigrante in Polen nie en hulle het nog nie immigrante in Hongarije nie. Nou gaan hy Hongarije gaan ook getrap word deur die immigrante. Ek weet seker die goed staan al klaar met busse by die hekke by die grens en wag om in te kom. Kuba en Hungary. Ja nee, Viktor Orban het sy gat gesien. Teen Peter Magyar, 'n konservatiewe, behoudende nuwe eerste minister in Hongarije. En daar kry Colin se pro-Russiese, antisemitiese, anti-EU, anti-westerse narratief weer 'n vernietigende blou. Vriende, kom ons sny die snert. Dan praat ons reguit. Colin Serfontein is alweer in sy moeren. Die oomblik toe Peter Magyar Hongarije se verkiesing skoonvee en Orban se 16-jarige diktatorskap platslaan, kom Colin weer met sy tipiese doom and gloom. Hongarije is nou in sy moer in, sê Colin. Die immigrante gaan nou instroom soos 'n vloed, sê hy. Die busse staan al reeds voor die grens. Serfontein se pro-Orban, pro-Putin, antisemitiese, anti-westerse, anti-Amerikaanse snert haal hom dan nou baie sleg in. Hy klink regtig soos 'n ou grammofoonplaat wat vasgehaak het op dieselfde stront. Colin het Orban opgehemel, asof hy die laaste wit ridder teen die wêreld was. Colin het Orban se korrupsie, Orban se gatlek vriendskap met Putin, sy antisemitiese onderstroming en sy haat vir die EU as heldhaftig verkoop. En nou huil hy dat Hongarije geval het, sê hy. 'n tyd gelede het hierdie selfde klot van 'n Serfontein die Hongaarse publiek besing as 'n denkende nasie. Nou het daai denkende nasie self vir Orban gesê, hulle het genoeg gehad van sy snert. En dit is hoe demokrasie werk, ou maat. Demokrasie. Nou kom ons wees nou eerlik. Hierdie nuwe eerste minister, Peter Magyar, is nie 'n oopgrens liberaal nie. Hy behou die suidelike heiding van Hongarije. Hy stamp daai liberale migrasie kwotas weg. Hy plaas Hongarije eerste. Hy wil Orban se korrupsie uitroei. Hy wil die EU geld terugkry. Hy wil Hongarije terugbring na die res van Europa. Hy wil Hongarije weer vestig as 'n betroubare lid van NAVO. Nou, as jy verder in daai video luister van Colin, dan kom jy nou agter waar hierdie groot dubbelspel van Colin Serfontein lê. Colin vervloek vir Trump asof hy die duiwel van self is, maar hy besing Orban, Trump se pel in Europa.
Ek sê weer, hy vervloek Trump asof hy die duiwel vanself is, maar hy besing Orban, wat Trump se pel is in Europa. Hoe bring hy daai kloukie by die oor? Nou Colleen, hierdie is nie 'n stelling nie. Hierdie is 'n doodeenvoudige vraag. 'n Vraag wat daai ongeletterde etter waarvan jy so praat, jou ook al gevra het. En jy het dit net geïgnoreer en afgevee sodat jou aanhangers dit nie kan sien nie. Ons weet, Colleen sal nie hierdie eenvoudige vraag antwoord nie. Geen wonder Colleen se gunsteling grok AI noem Colleen 'n conspiracy makketees nie. Nou kom ons som Colleen se narratief mooi op. Vir Colleen gaan dit nie oor immigrasie nie. Vir Colleen gaan dit nie oor Hongaarse tradisie nie. Dit gaan oor Colleen se liefde vir Putin. Dit gaan oor Orban is Putin se pel in Europa en nou is hy weg. Nou gaan hy dalk saam met Assad in Rusland sit. Vir Colleen Serfontein gaan dit oor Orban se blokkasie van hulp aan Oekraïne. Hy hou nie daarvan nie. Dit gaan oor Orban se koop van Russiese gas. Dit gaan oor Orban se dans na Putin se pype. En nou is dit weg. Die volgende een wat gaan verdwyn, is my voorspelling, is Fico van Slowakye. Nog een van Colleen se ridders. Dan kom ons by Trump, wat hy praat van hy's besete. Nou Trump is America first. En Colleen hou nie daarvan nie. Trump is anti-China. En Colleen hou nie daarvan nie. Trump het wapens aan Oekraïne gegee. En Colleen hou nie daarvan nie. Trump is nie Putin se lakai soos wat hy wil vertel nie. En Colleen hou ook nie daarvan nie. Daarom pas Orban in Colleen se agenda en nie Trump nie. So ten slotte, Colleen vrees nie soseer die instroming van immigrante nie. Hy vrees die instroming van demokrasie. Ja nee, Colleen is die grootste propagandis vir autokrate en diktators in die wêreld. En die grootste propagandis in Suid-Afrika. Dit is nie Hongarye wat hulle moere in is nie. Dis Colleen se anti-Wesse droom wat aan flarde geruk is. Nou vra ek, wat dink julle? Moenie net verby skrul nie. Sê vir my, is Colleen reg of is hy net 'n patetiese anti-westerse propagandis? Los julle kommentaar. Deel hierdie video as julle ook moeg is vir Colleen se stront. En bly wakker sonder die snertfontein snert. Dankie.